Het rusties aan die deur geklop. Geleentheid vir Rustenburg nou. Angelique Besuid nou die skeieregter wat 'n saak fyn dophou. Garsfontein wat hulle keer moet ken. Franco de Beer. Nou is dit Ewan van der Heerden. Baie naby aan die doellyn. Garsfontein wat nie bes gee op verdediging nie. Gaan vir hulle bitter moeilik maak. Die skeieregter op die toneel. En is Rustenburg wat die eerste punte aanteken in hierdie verseker Noordvalkap kragmeting op Berepark. En die doelskop tussen hierdie mikke. Van Aswegen. Mooi omgeskil, Fliks. Aangee wegkry in die hande van Neil de Kok wat gaan werk soek het aan die oorkant. Vanaf skoon gemaak deur die Bere. En daar aangee wat verlore gaan, maar die skeieregter sê rusties, onkant gewees. Strafskop aan die Bere. By die Blou Bulle hier in Pretoria. Sterkant van die lyn staan, Dirk Potgieter wat netjies gevat het. En dan sy die skrimskakel van Aswegen wat die klein kantjie gebruik. Teruggeval deur Garsfontein, Juvra George. Hy kry hom in die hande. Gaan ook die Bulle se Kruiwenweekspan verteenwoordig vir die tweede keer. En die vlei kan gee, daar's ruimte aan die diskant. En dis Neil de Kok wat sy oor 'n plat trek op pad doellyn toe, weer terug na die binnekant in die hande van Fliks en hy's oor die doellyn en hy druk sy 3. En hy laaste verdediger wat die deur toegeslaan het, maar Baron was daar in ondersteuning. Kyk net hoe goed doen hy. Hy bly aan die binnekant en Neil de Kok is daar. En die hand gee terug na Baron. Dis punte vir die Bere. Fliks wat hom laag hou en hy's in die kol. Fisieke spel wat tot dusver vir hulle goeie vrugte laat pluk. Van die Heerden met die rankwerk. Voordeel weer aan Rustenburg. Garsfontein sal moet pas op, hulle kan ook 'n kaart hier afstaan in hierdie gevaarsone. Hulle sal baie versigtig wees. En die bal is verloor deur Garsfontein en net doodluiters doodgedruk deur Dian van Aswegen. Goeie skrum deur Rustenburg. Vlak in gehardloop deur die binnesetter Liam Boshoff en hy's dwars deur en hy kry sy 3. Liam Boshoff wat baie vlak in gehardloop het, maar hy het met spoed en krag in gehardloop. Ja, teen alle verwagting is dit Rustenburg wat voorloop met 14-7 in die 20ste minuut. Van Aswegen sal stellig self skop. Juvra George wat hom agterna sit. Kompeteer deur Garsfontein en die hande gekry deur M.J. Otto. De Beer, Enos. Van die Heerden. Sy boetie Ewan van die Heerden. Ja, nie 'n goeie aangee nie. Sy onder op die tone. Afrigter van Rustenburg, Gunder Williamson. Fliks. Juvra George, die bal word onderskep. Hier kom 'n 3 van Dian, hy saam en hy gaan hardloop en hy pad om hardloop en hy plant hom agter die paal. Teen die verloop van die spel. Gaan kuier onder die pale. Uitstekend gelees. Juvra George wat kom werk soek het. Maar die hand gee na Droon Baron. Eindig in die hande van hy samen. Dis nog 5 punte vir Rusties. Roan Fliks na Juvra George. En dalk is dit Droon wat net so bietjie te vinnig geskuif het na die buitekant toe, maar is Dian Huishamen en hy gaan plant hom en is Enos intussen wat nog 2 punte byvoeg om dit 21-7 te maak. Vooris wat ingespan word. Kyk na Dirk Potgieter. Fliks. Keegan Knighton, hy sien spasie aan die diskant en dit kan uitstekende skop raak. Inderdaad so Keegan Knighton. Nog 'n groot oomblik van die binnesenter gewees. En weer sterk kant wat gebruik word deur die Bere. Dadelik die dryfmaal wat aan mekaar getimmer word. Stefan Kwagga van 'n vyfer wat kom op indruk het. Dis 'n groot blinde kant en dit is Neil de Kok wat 'n groot gaping het en hy gaan rondaf nonchalant
Goeie spel deur Rustenburg. De Beer. Ja, De Beer wat baie vinnige diens lewer. Dis ook voordeel aan Rustenburg. Kan die moontlike skepskop kom. Hulle sal wel die strafskop kry ook. Dit is nou Rustenburg. Lyk asof die skeieregter wys is voordeel. Willemse kom skitterend deur die gaping. Geleentheid vir 'n 3. Dis Willemse na die oorkant toe. Hier kom 'n 3 en 'n seë plaatjies wat hom gaan druk. Ricardo Jenos maak geen fout nie. 4 uit 4. Die rustydtelling 28-12. Van 'n vyfer wat die lyn staan ingooi. Briljant gerank. Skildryf. Is die opsie wat gebruik word deur Garsfontein. 'n Goeie momentum as daar reeds voordeel gespeel word. Wettige tyd deur Rusties. Knightson. Gous. Geonderskep. Sonder voordeel gewees. Gelukkig. Potgieter. Hy is die opsie. Skildryf. Hy is oor die doellyn. Punte vir die Beere. Wat in die Bulle se Kruiwenweek span ingesluit is. Groep. Baie goeie skop deur Joshua Gous en die vlaggies wat opskiet. Van die afskop af is weer Potgieter. Dian van Asweging wat sy spelers mooi wegkry, dan is dit weer Fourie wat deur die gaping kom soos 'n senter. Weer op sy beurt kry weer aansluiting. Dit lyk beter deur die Beere. En dan is dit die 7 flank deur Potgieter en dis die tweede 3 vir die Beere in 'n kwessie van 'n minuut of 2. Van die afskop af is dit die Beere wat terugslaan. Eers is dit JJ Fourie. Kry die aangee weg, ondersteuning is daar. En uiteindelik Derek Potgieter wat die bal oppik van die aangee af. En hy duik oor soos 'n vleuel. En dan kan jy kyk hoe hy die skole ondersteun hier by die Verseker in Noordval Cup 2026. Rustenburg wat die bal gevoer het, Franco De Beer, Ricardo Jenos, mooi omgeskil deur Rustenburg. Mooi verdediging, Garsfontein, dis Rustenburg wat die bal sal moet gebruik nou. Daar is weer 'n smoor verdediging. So hulle weet om hier te speel. Vasgarsies wat verlede jaar weggestap het by die oorwinning, maar dit was nie maklik nie. Joshua Gous gegen Knighton, skitterend deur die gaping gekom, hier kan hy kom, Meyers wat hardloop en hy gaan hom onder die pale druk. Praat van 'n Toyota oomblik van die wedstryd. Wat 'n loopie. Vang al die verdedigers aan die slaap. En hierdie beweging van die oefenveld af. Joshua Gous gegen Knighton en dan Euken Meyers. En jy kan sommer sien uitgeweer die oomblik toe hy die bal vat, hy's weg. En dit is Garsfontein. As my wiskunde my nou nie in die steek laat of my geheue my nie in die steek laat nie. Joshua Gous by die ekstra 2 punte, 31-28. Van Aswegen speel weer na die oorkant toe, hard ingedra deur die voorspelers van Garsfontein. Geduld nou hier, wat aan die dag gelê moet word, en weer van Aswegen wat self probeer. Hy het vir Keegan Knighton gehad. Aan sy buitekant sien ook dat Meyers hier na die kant toe getrippel kom. Daar is nommers vir Garsies aan die regterkant. Ja, hy kan probleme wees vir Rustenburg. Van Aswegen kan hy nou sy 3 kry, hy's op die doellyn. Hierdie keer, die derde keer, skeepsreg vir Dian van Aswegen. Hulle was met rustyd 28-12 agter. Tussen Joshua Gous met die ekstra 2 punte. De Beer. Fourie van Rustenburg. Lyk of daar 'n ernstige besering is ook. Dean Wilbers wat hom netjies uit die lug pluk. Wat sy deel gedoen het.
Maar vandat Joshua Gous op die veld verskyn het, moet ek sê is daar 'n heeltemal nuwe dimensie agterlangs vir die span van Garsfontein. Beduidende verskil wat Joshua Gous teweeggebring het. As Garsfontein se pak voorspelers op pad doellyn toe is. En daar word oorgeval en nog 'n 3 vir Garsfontein. Dit is die vaskop Ruben Lombard Meyers en hy gaan druk om onder die pale. Dit dan ons Toyota oomblik van die wedstryd. Garsfontein wat daar die strafskop wen by die skrim. Die tweede helfte van Garsfontein net na rustyd. As die vonk in die kruit vat vir die tuisspan. En daar wink nog 'n 3 vir die Beere. Goeie keerwerk aan die kant van Rustenburg en die skeieregter sê sy het gesien dat die bal gedruk is. Van die kantlyn af. Gous tref hom mooi, hy draai dadelik om. Die vlaggies wat opskiet, Joshua Gous Jodoring. Gestraf word. Skep dit geleentheid vir Joshua Gous om 'n vinnige tikskoppie te neem. Joshua Gous wat skitterend doen, ruk homself los. Aangee, sweefbal na die buitekant toe, dan sit weer Meyers, hy's op pad doellyn toe. 5 meter van die doellyn af. Euken Meyers. Is weer potgieter. Voor hy man wat oor beer. En ons sal nou kyk wie dit is. Dit mag dalk Ruben Lombard wees. En dit dan ook aan die einde van die wedstryd as Joshua Gous die ekstra 2 punte byvoeg in 'n welverdiende oorwinning hier vir Garsfontein se Beere. Maar gee ook krediet aan die span van Rustenburg.